Ons gaan twee gedeeltes saam lees, Matteus 5 en Filippense 2. Matteus 5 en Filippense 2. Matteus 5 vers 14 tot 16. Voordat ons saam lees, kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom in U teenwoordigheid, wanneer ons sing, wanneer ons met mekaar saamstem en sê, U is die koning van konings. Wanneer ons U lof besing en sê, ons wil U naam groot maak, want dit is U wat aarde toe gekom het, wat op die kruis was, wat in die graf was, wat opgestaan het, wat opgevaar het. Ons bring daardie lof aan U. En dan sing ons bidend en sê, mag ons soos atlete vol hart, met ons oog gerig op Jesus, raak ons aan, Here, deur U Gees, deur U woord, breek dit vir ons, verduidelik dit vir ons, maak dit vir ons verstaanbaar, help ons om te sien waar ons is, hoe ons is, en help ons, dat soos die tema van Pinkster, verheerliking, God se roeping vir ons, waar in ons lewens sal wees. Soos die oog van 'n diensmaagd op haar meesteres is, en soos die oog van 'n diensknegt op sy meester is, so is ons oog op U vanoggend. In Jesus se naam, amen. Vers 14, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en die julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. En dan Filippense 2, vers 12 tot 16. Ligdraers in die wêreld, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was, des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê, om as verloste mense te lewe. Ekskuus, ek het nou fout gemaak, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Tot sover. Daar word hierdie verhaal vertel van hoe 'n kerk gebou is in die hoogste berge in Switserland. Jy hoef nie in Switserland te wees om te weet hoe hoog die berge is nie. Jy kan dit sommer net Google en sien, dit is fenomenaal. En die kerk bou, die lidmate van die kerk bou hierdie gebou. Al hulle energie, al hulle moeite gaan in hierdie kerkgebou in. En dan as hulle amper klaar is, dan maak die koning van die streek, maak hy hierdie bekentenis, of hierdie dekreet wat hy uitvaardig,
ongeag die sorg en die omgee waarmee hierdie kerk gebou is. Hy sê daar's een ding wat in hierdie kerk nie sal wees nie. Hy sê binne in hierdie kerk sal daar geen ligte wees nie. Daar sal geen lig wees nie. Dorpenaars, plaasmense wat kerk toe kom, moet hulle eie lanterns saambring. En wanneer hulle by die kerk kom, dan is daar hakke waaraan hulle lanterns hak. En so gee dit lig. En as die kerk verby is, dan vat elke ou weer sy lig en dan stap hulle hierdie berg af, terug na hulle dorpie toe of terug na hulle gemeenskap toe. En dan is die kerk weer donker. Maar oor die heuwels van daai streek het 'n stroom ligte beweeg. Ek kan onthou as ons Paasnaweke in die Kaap was of in Durban was, dan sien jy mos op die De Tooi-Sloofberge. En dan sien jy hierdie stringligte soos wat die karre ry. In Hazyview wil ek julle sê, as jy langs die R40 bly, dan sien jy nie die stringligte nie, jy hoor die stringligte. En dis nie net Paasnaweke nie, dis sommer aan mekaar en altyd. En as jy van ver af kyk, dan herinner dit jou aan die lig tussen hulle en die lig binne-in hulle. En mens verstaan nie hoekom het die koning so iets gesê nie, hoekom sou hy so 'n dekreet uitvaardig? Maar dan antwoord hy en sê, want dit is wat Jesus gesê het. Julle is die lig vir die wêreld. Julle is die lig vir die wêreld. En daarom sal die lig nie in hierdie kerk bly nie. Praktiese manier om eintlik net te sê, gaan wees die lig. In Matteus 5 wil eintlik sê, vra die Here nie vir ons, en hy sê nie vir ons, julle behoort, of dalk as jy kans het, kan jy, as jy lus is, hy sê net, julle is die lig. Plan A, onomwonde. In Johannes 9 vers 5 sê Jesus, terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Hy sê ons hoef nie ons eie lig te maak nie, ons moet net reflekteer dit wat ons van Jesus kry. Ek wil eintlik sê, ons sou kon sê dat ons lig is eintlik mos maar flou, maar as almal se ligte by mekaar gekom het, dan skyn dit helder. In COVID-tyd was daar 'n Amerikaanse pastoor wat eintlik innoverend van die eerstes was wat die streaming of live streaming gedoen het. En so het sy lidmate lekker by die huis beginne bly en COVID is verby en die lidmate bly by die huis. Hulle was nie die enigstes waarmee daar gesukkel is nie. Ek dink daar's mense wat nou nog in ons gemeente nie weet dat COVID is verby nie, wat net nie weer teruggekom het nie. En dan skryf die een ou, this is a great way to be church, without the messiness of other people. Kan jy jou dit indink? Glad nie wat Handelinge 2 sê nie. Die mense het by mekaar gekom. Hulle het hulle brood in eenvoud gedeel. Hulle het hulle goed verkoop en dit met mekaar gedeel. Die mekaar, die eenheid, die gebed, die lofprysing wat daar is. Julle is die lig vir die wêreld. Die lig
kan nie weggesteek word nie. Die lig kan nie een kant wees nie. Ons kan ons nog vir mekaar jok en sê, ek is nie verlief op jou nie. Ons kan dit wegsteek op 'n manier, maar mense kom dit tog maar agter. Of ek haat jou nie, ons kan dit op 'n manier wegsteek. Maar jy kan nie wegsteek dat jy 'n disipel van Jesus Christus is nie. Jy kan dit nie wegsteek nie. Mense kom dit agter, al praat ons nie daaroor nie. Mense voel dit aan, wat jy voel die Heilige Gees in die ander persoon. Ons kan nie wegsteek wie ons is nie. Daar word hierdie verhaal vertel. John Ruskin is die skrywer van hierdie boek, en dan sê hy hoe hy in 'n dorp gewoon het, jare terug, toe daar nog glad nie elektrisiteit was nie, maar die dorp het straatlampe gehad. So in die aand as dit donker word, dan kom iemand uit, en dan steek hy met 'n leer hierdie ligte aan, en so skuif hy dan nou, en so is daar nou lig, dan nou in die straat of daar rondom. En dan sê hy, dit is wat Christene moet wees. Wanneer mense na jou kyk, dan moet hulle sien die ligte wat aangesteek is deur jou lewe. Word daar ligte aangesteek deur die kerk? Bring Huisie Weel gemeente mense na die lig toe? Is daar mense wat in die lig beginne lewe, omdat God se kinders in hierdie gemeente die lig uitvat en die lig laat skyn? Wat gebeur met mense wat sinies is? Wat gebeur met mense wat skepties is? Is daar iemand wat hulle troos? Is daar iemand wat by hulle sit? Is daar iemand wat vir hulle bid? Is daar iemand wat die hoop wat daar in Christus Jesus is, met hulle deel? Is daar iemand wat hulle terugbring? Onlangs was daar op televisie 'n baie bekende persoon wat eintlik gesê het dat hy glad nie glo nie. Wat het God se kinders gedoen met dit? Het ons vir hom gebid? Het ons gevra, Here, stuur iemand in hierdie man se lewe, help hom wat stikkend is. Redelik onlangs was dieselfde persoon weer op televisie en het hy vertel van hoe hy groot geword het. En het hy vertel hoe hy, toe hy klein was, moes sing, wat 'n vriend het ons in Jesus. En wanneer mense kom kuier, dan moet hy sing, wat 'n vriend het ons in Jesus. En is dit die lied wat in sy hart lewe? Ek het 'n vriend in Jesus. Maar waar's Jesus se vriende wat hom ondersteun? En dan het hy gesê, ek lees Psalm 91, ek moes altyd Psalm 91 lees. En dan sê hy, ek lees dit nou nog. Iemand wat alleen is, iemand wat seer gekry het, iemand wat in die paaie verdwaal geraak het, skyn ons lig daar. En is ons daar om te help? Wat doen die lig? Die lig gee, soos die lighuis, wat die heeltyd sê, oppas, hier's gevaar, hier's 'n pad, kom hierdeur, kom hier langs. Dit gee fokus, dit gee rigting. Gee ons lewens rigting. Help ons lewens, dat God se kinders gefokus bly lewe. Die wêreld sê vir ons, en die wêreld wil ons amper oortuig, en sê, jy het nie nodig, jy het nie nodig om Jesus te ken nie, jy het nie nodig om in 'n verhouding met hom te lewe nie, maar kom ek sê vir jou, dis die enigste plek, waar jy vrede sal hê.
Al sê jou verstand vir jou, jy kan sonder dit klaarkom. Al sê jou hart vir jou, ek hoef hom nie toe te laat nie. Hoor wat ek vir jou vandag sê. Net in Jesus is daar vrede in jou siel. Jy sal soekend bly tot jy die geskenk van God die Vader, die lig wat na die wêreld toe gekom het, in jou lewe innooi en toelaat. Wat doen die lig verder? Die lig is kontras. Ons het Vrydag aande, as ons klaar is met ons jeugaand hier by die kerk, dan sit ons die ligte af en dan moet ons nou uitkom uit die kerk uit. Hoe jonger jy is, hoe banger is jy. Maar die kontras wat lig doen, al lig wat brand, is by die konsistorie deur. Maar jy moet nou hier uitkom en omkom en verbykom en tot daar kom, en die trappe is hier, en iemand maak jou dalk skrik, en ensovoorts, ensovoorts. So, dis 'n mission. Maar God sê, die lig is in kontras met die donker. Waar die lig skyn, verdwyn die duisternis. Is dit wat gebeur wanneer God se kinders in hierdie wêreld begin beweeg? Is dit wat gebeur wanneer God se kinders 'n verskil begin lewe? Daar word vertel van William Carvey wat 'n preek gepreek het en gesê het, maar jy moet groot dinge van God verwag en jy moet groot dinge vir God doen. En dan gaan sy lewensverhaal aan wat vertel dat hierdie preek het sy gemeente verander, het sy eie hart verander en dat hy Indië toe gegaan het, per boot na Indië gegaan het, fabriek daar begin of opgerig het, waarin werklose mense begin werk het, hy die Bybel vertaal in die inheemse taal van daardie gemeenskap. Hy het skole gestig. Hy het mediese dienste begin verskaf en gegee, en aan die einde van sy lewe het hy mense na Jesus toe gelei, en toe hy doodgaan, toe sê hy, as mense iets sê oor William Carvey, sê dan vir hulle van die verlosser van hierdie man. As iemand vir my die eer gee, sê vir hulle van die verlosser van William Carvey. Is dit nie wonderlik nie? Paulus sê in Filippense 2, hy sê met eerbied en ontzag, dis hoe God se kinders ligdraers in hierdie wêreld is. Eerbied en ontzag. Het ons nog eerbied vir God? Het ons nog ontzag vir God? En hy sê, doen alles sonder kla of teepraat. Luister 'n bietjie hoe kla mense. Luister 'n bietjie hoe kla mense. Mense kla oor alles. As dit warm is, wil hulle koud hê. As dit koud is, wil hulle warm hê. As jou hare reguit is, dan moet dit krul. As jou hare krul, moet dit reguit wees. As jy lank is, wil jy kort wees. En as jy kort is jy dankbaar. Goed. So wat sê Paulus in Filippense? Hy sê, wees bo alle verdenking en wees opreg, onberispelik, kinders van God. Jo mense, ernstig. Hy's ernstig wanneer hy praat oor 'n stad wat nie weggesteek kan word nie. God se kinders wat leef in 'n wêreld, jy kan nie soos die wêreld leef nie, jy leef in die wêreld. Daar's 'n verskil, daar's 'n kontras. En dan sê hy, tussen wie lewe ons? Ons leef tussen ontaarde en korrupte mense. Dis tussen wie ons lewe. Laat jou lig daar skyn. Ek wil afsluit.
En ek wil sommer net vertel en sê, watter soort ligdraers trek mense na Jesus toe? Jy kry mos mense wat perfek en volmaak is. Hulle trek net nie mense na Jesus toe nie. Dis net so, as jy perfek en volmaak is, dan kan jy nie mense na Jesus toe trek nie, want dan is jy volmaak en jy het nie Jesus in jou lewe nodig nie. Maar pelgrims, en pelgrims is nie professionele gidse nie. Pelgrims is mense wat in die stap agterkom, ek het 'n fout gemaak, verskoning vra. Pelgrims is mense wat nie al die antwoorde het nie, want hulle leer soos wat hulle beweeg. Pelgrims trek mense na Jesus toe. In ons pelgrimskap, in hierdie wandel met God, trek ons mense na Jesus toe. Of is ons dalk so verhewe geraak, en is dit so grand en so smart geraak, dat net ons onsself beïndruk, maar niemand wil eintlik wees soos wat ons is nie. 'n tweede groep is aktiviste. Ek hou nie baie van hierdie woord nie, maar 'n aktivis is iemand wat deur sy dade baie duidelik maak aan wie en in wat hy glo. Aan wie hy behoort en in wat hy glo. Wanneer jy 'n aktivis is vir Jesus Christus, dan is dit jou visie. Dis wat ek doen, Here. U sê, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. So waarmee is God se kinders besig wat aktiviste is? Hulle is besig om disippels te maak. Hulle is besig om die lig te laat skyn. Hulle is besig om 'n stad wat op 'n berg sit, kan nie weggesteek word nie. Hulle is besig met die verkondiging van die evangelie. Is ons so begeester? Is ons vol van hierdie Heilige Gees? En die laaste een is vir my eintlik net die wonderlikste. Hulle sê, kunstenaars. En toe ek nou dink kunstenaars, dink ek, kunstenaars. Almal wat ek ken wat kunstenaars is, dit is sulke los rokke, en sulke snaakse hare, en bande, en goede, dink ek, ek weet nie, dit is nie vir my so lekker nie. Kunstenaars. Wie hoe baie kunstenaars het ons in ons gemeente? Mense wat jou help om die evangelie boodskap te verstaan. Mense wat jou help om van vergifnis te verstaan. Mense wat jou help om as jy moedeloos is, net weer opgebeur te kan wees. Hier's een voorbeeld. Dis 'n kunstenaar. Iemand wat elke Sondag, nie een nie, hier's klomp verskillinges, die kerkraad doen voordeurdiens. As jy op voordeurdiens is, dan moet jy ook die blomme doen. Kyk, hulle is mal oor die voordeurdiens, maar die blomme is scary. Want dis manne wat die voordeurdiens doen, en dan bel hulle vir Miranda en sê, ek bring nie blomme, sal jy ietsiekie doen? En dan doen Miranda altyd met die grootste liefde iets. Maar hierdie kunswerk groei môre aand, Dinsdag aand, Woensdag aand, Donderdag en volgende Sondag is dit 'n volmaakte groot skildery. Daar's mense wat die gawe het om te lag. En dis klomp van julle, maar ek wil nie iemand blootstel nie, maar Ferdi en Cindy lag vir my so lekker. Ek lag baie keer nie oor waaroor hulle lag nie, ek lag sommer omdat hulle lag. Dis my so lekker om te hoor hoe hulle lag. Wanneer hier 'n funksie is, hoor ek aan hulle lag waar hulle is. En dis terapie in my siel. Dit doen iets aan my lewe. Mense wat verwelkom by die deure is kunstenaars. Is kunstenaars wat sê, die wonderlike liefde van Jesus. Ek groet jou vanoggend. Kom in. Kom wees saam met ons. Kom beleef saam met ons. Die mense wat sing. Dis die mense wat kunstenaars is, wat op 'n ander manier sê, ek is lig vir Jesus. Sy lig is in my lewe. En so kan jy aanhou. En jou ook in 'n plek as 'n kunstenaar sit. Ons eet baie keer by die kerk. Ons gaan ons nou hierdie week lekker eet. Kyk die kunstenaars.
Hou vir hulle dop. Hou die liefde dop. Hou dop hoe hulle skyn vir die Here. Hou dop hoe almal saam sê, miskien is my lig flou, maar saam met jou en ons lig, en mag ons lig net skyn vir die Here. Ons is die lig vir die wêreld. God wil die wêreld bereik en aanraak deur ons. Nie net sy kinders en sy kerk nie, maar almal. En plan A is, wees die lig vir die wêreld. Mag ons uitgaan, mag ons gaan leef, mag ons veranderend leef, mag ons bemoedigend leef, mag ons in liefde leef, mag daar groot vergifnis wees, waar God se kinders by mekaar is. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die guns, dankie vir die goedheid, dankie vir die seun Jesus, dankie dat hy die lig is, en dankie dat om in sy lig te lewe, kaats ons net wat hy skyn in ons lewe. En vanoggend kom vra ons, kom wees opnuut weer die lig in ons lewens. Ons kom gee ons lewe, Here, help ons om 'n verskil te maak. Help ons om te bemoedig. Help ons om waar mense skepties is. Help ons waar mense seer gekry het, om terug te kan gaan en net te gaan bemoedig en net te gaan wees. Mag ons u lig skyn en mag u verheerlik word deur elkeen van ons se lewens. In Jesus se naam. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.